I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Goeiemôre, welkom. Ek hoop dit gaan julle goed. Dankie weer eens dat jy inskakel. Onthou dat ons eredienste Sondagoggende stiptelik om 9:00 plaasvind en jy is baie welkom om dit by te woon. Ai is ons ou wêreld nie op sy kop nie. En ons harte gaan uit na die arme, onskuldige slagoffers van die oorlog in die Oekraïne. As 'n mens kyk na wat daar gebeur, het ons oneindig stof tot dankbaarheid. Want daar sien ons oornag het 'n land met bykans dieselfde populasie as ons in 'n inferno verander, in hel. Maar vanmôre gesels ek oor die teenoorgestelde daarvan, naamlik die hemel. Die koninkryk van die hemel. En vir die doel kan jy Matteus 13 gaan lees. Hier praat Jesus oor die koninkryk van die hemel, maar hy verwys na grond en saad en saailande. Ja, die koninkryk van die hemel. Is eintlik 'n vreemde konsep as 'n mens mooi daaroor dink, is dit nie? Ek meen, die blote gebruik van die woord hemel voel so boaards, so onwerklik, so aan die voet van die reënboog is daar 'n pot goud begrawe. Dis iets waarna 'n mens verlang, maar eintlik nooit kan bereik nie, né? En tog, wanneer Jesus die sluier lig op hierdie vreemde ryk, is hy stories, soos jy sal lees in Matteus 13, so aards. Dit ruik na grond en koringare en kakiebos. Want wanneer Jesus oor koninkrykssake gesels, bring hy, volgens Matteus 13, 'n hele sak stories saam, gelykenisse. Gelykenisse spesifiek oor die grond en saad en 'n saaier, en ook onkruid. Die kort verhale is so visueel, dat dit voel of 'n mens die koninkryk van die hemel kan pluk soos 'n ryp vrug. Trouwens, uit Jesus se gelykenisse kry 'n mens die indruk dat die koninkryk van die hemel hier vlak voor 'n mens lê. Dis 'n geval van maak net jou oë oop. Ons hoef dus nie die koninkryk van die hemel te soek tussen sterre en planete of in die diep ruimte daar ver of selfs iewers in die toekoms nie. Ons moet net ons bril skoonmaak vir wat voor ons is. Hemel op aarde dus. Maar nou moet ek byvoeg dat die koninkryk van die hemel, soos Jesus dit verduidelik, ook nie so eendimensioneel of so maklik is om raak te sien nie. Dit verg Jesus immers 'n hele string gelykenisse om al die hoeke en kante van die koninkryk te belig. In ons geleesde gedeelte, Matteus 13, vind ons 'n gelykenis stroomversnelling. Jesus ryg hulle behoorlik een na die ander in. Die gelykenis van die saaier, die gelykenis van die onkruid tussen die koring, die gelykenis van die skat in die saailand, die gelykenis van die mosterdsaad, die gelykenis van die suurdeeg, die gelykenis van die handelaar en die mooi parel, die gelykenis van die treknet en die visse, die gelykenis van die ou en nuwe skatte. Dit laat 'n mens eintlik buite 'n mens so 'n bietjie uit asem as jy kyk hoe hy hulle inryg. Alles kort stories om ons meer te leer oor 'n saaiboerdery, oor broodbak en visvang? Nee. Om ons meer te leer oor sterre en planete, oor die hemelruim? Nee. Nou wat dan?
om ons meer te leer van die ou wêreld waarin ons leef en hoe ons onsself moet posisioneer, oriënteer. Elke gelykenis het ten doel om jou te laat besin en herbesin oor jou lewe, jou prioriteite, jou drome, jou vrese en helaas oor jou hantering van die uitdagings van die lewe. Die uitdagings van die lewe. Wat sê Jesus? Hy sê, sien jy die saai lande? Sien jy die saad? Sien jy die suurdeeg? Nou ja, kyk dan ook na binne en ontdek iets daarvan in jouself. Want eintlik is die koninkryk van die hemel in jouself opgesluit. Hoe jy na die lewe kyk, jou ervaring van die werklikheid. 'n mooi hedendaagse voorbeeld is die fliek Good Morning Vietnam, waarin Robin Williams die rol van die omroeper en platejoggie speel. Sy opdrag is om die moreel van die Vietnamese soldate te kom oplig met 'n radioprogram, 'n oggendprogram met die naam Good Morning Vietnam. Terwyl die soldate gereed maak vir patrollies in die verraderlike bosse in Vietnam, speel hy dan 'n plaat van Louis Armstrong, ou Satchmo. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Dis bykans dieselfde agtergrond as Jesus se gelykenisse. Wat is die agtergrond waarteen Jesus hierdie reeks gelykenisse oor saad en 'n saaier vertel? Dis eintlik 'n baie somber agtergrond. Jesus word deur sy eie mense in Nasaret verwerp. Verwerping dus. Om deur jou eie mense verwerp te word, kan ek sê, is seker die ergste ding wat met 'n mens kan gebeur. En daarna lees ons van die dood van Johannes die Doper, of kan 'n mens sê die moord, die brutale moord op Johannes die Doper deur Herodes. Jesus neem daarvan kennis. So Jesus moes 2 baie harde terugslae op daai stadium verwerk. Verwerping deur sy eie mense en die dood van sy mentor en vriend, Johannes. En dis binne hierdie konteks dat hy sê, ek sien 'n saaier, en ek sien saai lande, en ek kyk na 'n mosterdsaadjie, en ek sien ook die onkruid, en dit laat my dink aan die koninkryk van die hemel. And I think to myself, what a wonderful world. Is dit nie wat Jesus sê met sy gelykenisse nie? Jesus beleef trauma. Maar wat hy sien, as hy deur die saai lande loop, is hy sien oneindige potensiaal. Hy sien die hemel. Wat sien die platejoggie in Good Morning Vietnam? Wel, hy sien die dodelike effek van die napalmbomme en hy sien gewonde soldate en hy sien van hierdie jong mans wat aan posttraumatiese stressyndroom ly. Maar hy sien ook meer. Hy sien die groen bome en die blaue lug, and I think to myself, what a cruel world, and what a wonderful world. Hy sien die vernietigende effek van aardse koninkryke,
dis Jesus. Dis die platejoggie, koninkryke wat teen mekaar opstaan, soos wat ons ook nou met afgryse dit beheer in die afgelope tyd. Maar agter die rookwolke en die verwoesting sien hy die koninkryk van die hemel. En dis 'n besondere gawe, om meer te sien as net, sê nou maar, Jesus in sy tyd, die lammes, die siekes, die dowes, die blindes, om uitsig te behou op die koninkryk van die hemel, om dies nie teenstaande trauma, terugslag, na saad te kyk, en te bly glo in die groeikrag, in die nuwe lewe, in die potensiaal, wat daar nog steeds in ons is, deur die genade van God. Om te bly glo in die oorwinning van die lig oor die duisternis. Jesus vertel immers hierdie gelykenisse wat almal handel oor oneindige potensiaal. Hy vertel dit net voor hy die nuus skryf van Johannes die Doper. Johannes die Doper wat met sy lewe betaal, nadat Herodes sy dogter vir hom vra, gee vir my Johannes die Doper se kop op 'n silwer skinkbord. Hy beloon haar met Johannes se kop. Dit klink absurd. Dit maak net nie sin nie. Maar moenie glo nie. Dis ook ons huidige omstandighede. Ons huidige omstandighede, wêreldomstandighede, is net so absurd. Want Putin vra immers dieselfde. Hierdie mense se kop op 'n skinkbord om sy magsig te bevredig. Die skokbeelde die afgelope tyd van onskuldige families wat afgemaai word, van kraamsale wat gebombardeer word, maak dat 'n mens net vertroue in die mensdom wil verloor. Dit maak dat 'n mens jou fokus op die koninkryk van die hemel ook kan verloor. Want ons sien inferno. Ons sien die loslating van die Satan. Maar dis juis ten tye van diepe teleurstelling en skok, dat 'n mens juis kan kyk na hierdie stories van Jesus oor saad, oor potensiaal, die oneindige potensiaal wat daar steeds in ons is, ook die groeikrag om dit te kan oorkom, ook die potensiaal om te bly bid en te bly glo, laat u koninkryk deurbreek, soos die helder sonstrale agter die donkerste wolk. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja.
bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal